'n dankbare hart teenoor die Here. Amen. Ek vertrou dat u geleer het vanmôre soos wat ek ook geleer het. Amen. Ek hoop dit die harte geraak en aangeraak om te leer en meer te leer van die Heilige Gees en wie die Heilige Gees is en die werking van die Heilige Gees. Ek wil net eers 'n slukkie water kry. Is dit nie interessant hier dat kinders van die Here aanvaar dat ons het God die Vader en ons kan verhouding met die Vader hê. Ons kan 'n verhouding met die Seun Jesus hê. Maar wanneer dit by die Heilige Gees kom, wees saam met my, ken ons hom nie altyd soos wat ons moet nie. Mis ons die verhouding wat daar is vir ons met die Heilige Gees. En ek wil dit in die harte wakker maak en dat ons het 'n helper, die Heilige Gees, wat ons kan help hier op aarde om te wandel in die Gees en ons daaglikse wandel om dit makliker te maak vir ons. En ek wil jou vat na 'n gedeelte toe in die Bybel voordat ons na vanaand se tema toe gaan. Wil ek iemand saam met my blaas asseblief na die boek van Handelinge toe. Handelinge 7 en dankie dat jy nie haastig is nie. Ek weet ek het vanmôre lank gepreek, maar jy moet onthou, ek kry nie baie beurte nie. So wanneer ek 'n geleentheid kry, wil ek preek, amen? So dankie dat jy geduldig is en wees saam met my dat wanneer jy in die woord begin delf, dan is tyd nie meer 'n faktor nie. Wie was al saam met my? Wie het al 'n uur in 'n diens gesit en kan nie glo 'n uur het verbygegaan nie? Wie was al daar in sulke dienste? Yes. Want dis lekker om die woord van die Here te wees, amen. Ons gaan na Handelinge 7 toe, en dit is 'n gedeelte wat handel oor een van is eintlik die eerste martelaar, Stefanus. As jy gaan kyk in Handelinge hoofstuk 6, staan daar geskryf, Stefanus, die eerste martelaar van Christus, of vir Christus. En hy was die eerste martelaar geweest, maar iets interessants het in sy lewe gebeur. As jy gaan kyk saam met my na Handelinge 7 toe, ons gaan na vers 55 toe. Iets wat daar gebeur in sy lewe. Kom ons gou lees. Eintlik kan ek vra, mag ek vra, kom ons begin met 51. Ons begin met 51 lees. Handelinge 7:51. Hy sê daar so, julle hardnekkig is en onbesneden is van hart en ore. Hoor wat sê hy vir hulle. Hoor met wie praat. Hy praat met die Jode. Hy sê vir hulle, julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Nou dis hulle preek by homself. Hy sê, julle weerstaan altyd die Heilige Gees. En hy sê verder daar, net soos julle vaders, so ook julle. Wat van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het. Julle wat die wet deur die beskikking van engele ontvang het, en tog nie onderhou het nie. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte, en het teen hom op die tande geknars. Nou hoor wat sy vers 55 sê, maar hy, dis nou Stefanus, was vol van die Heilige Gees, en het die oë na die hemel gehou, en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat staan aan die regterhand van God. Nou net so vir 'n oomblik net daarso. Wat gebeur met Stefanus? Vol van die Heilige Gees. Joh, dis beautiful. Vol van die Heilige Gees. Jy sien, die Heilige Gees help ons en sal ons help en krag gee om deur vervolging te gaan. Dis exactly wat hier gebeur het. Die Heilige Gees het Stefanus krag gegee. Hy was so vol van die Heilige Gees. Nou, ons het vanmôre, en ek het vanmôre net so vinnig 10 punte aangeraak oor die doel van die Heilige Gees, maar elke een van daai punte kan ons 'n preek mee maak. Elkeen van daai punte kan ons gaan stil staan oor die doel van die Heilige Gees. En hier sien ons vir Stefanus wat vol van die Heilige Gees is. He was full of the Holy Spirit. En wat hy doen is die volgende. Hy sien die hemel geopen. En hy sien God die Vader sit op die troon. En hy sien Jesus aan die regterhand sit. Dis die werk van die Heilige Gees. So, as jy vol is van die Heilige Gees, it will always direct you to Jesus. Hoor ek, kan ek sê? Die Heilige Gees sê vir die groot werk en take van die Heilige Gees is om die fondasie, Jesus Christus is altyd die fondasie. Christus is altyd die middelpunt in die werk van die Heilige Gees. Daar's niks separate nie.
Die werk van die Heilige Gees is, kan jy dink toe waar Stefanus moes gaan? Hulle trek om buite kan die stad en hulle gaan klippe optel om hom dood te gooi. Maar die Bybel sê hy is vol van die Heilige Gees. En toe hy die hemel sien open, kan jy imagine hoe dit moes wees? Hy sien God die Vader daar sit op die troon. Hy sien vir Jesus staan en Jesus is gereed om hom te ontvang. Hoor wat gebeur verder op vers 55 ons gelees. Hy sê 56. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopend en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het met 'n groot stem geskree en hulle ore toegestop en soos een man op hom afgestorm. En hulle het hom uit buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig. En die getuies het hul klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. En hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knie neergeval met 'n groot stem uitgeroep. Hoor wat sy laaste woorde. Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met hierdie woorde het hy ontslaap. Can you imagine? Vol van die Heilige Gees. Bereid gewees om te sterf vir die naam en die saak van Christus Jesus. Is dit nie mooi nie? Maar dis het Stefanus. So die werk en een van die doele van die Heilige Gees, en ek het nie vanmôre baie tyd gehad om dit stil te staan nie. Het gaan die Gees van die Here, die Heilige Gees, gaan jou altyd in die rigting stuur na Jesus. Amen. Wie's dankbaar daarvoor? Halleluja. So ons gaan vanaand na Korintiërs toe. Ons gaan voor ek lees in Korintiërs, lees ons daarso weer die vers wat ons vanmôre by stil gestaan het, Johannes 14 vers 17 wat sê, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Nou love ek, wat sê die skrif? Jesus sê, maar julle ken hom. Vra jou buurman, ken jy hom? Kom aan. Ken jy hom? Ken jy werklik vir die Heilige Gees? Hy praat van die Heilige Gees. Ken jy die Heilige Gees? En hierdie week het hy gesê vanoggend, die Gees van die Here so my hart stil gemaak en gesê, Quintus, ken ons werklik die Heilige Gees? Ken julle my werklik? Ons weet van die Vader, ons weet van Jesus, maar ken ons werklik die Heilige Gees? Omdat hy, hoor mooi wat sê die skrif, by julle bly en in julle sal wees. By ons bly en ook in julle sal wees. Goed, ons blaai na 2 Korintiërs. Ons gaan net by hierdie vers stil staan vanaand. 2 Korintiërs 13 vers 13. 2 Korintiërs 13 vers 13. Lees ons saam daarso wat die gedeelte sê. En ons praat vir ons spesifiek oor gemeenskap van die Heilige Gees. Ek wil met julle deel vanaand, wat beteken dit om gemeenskap met die Heilige Gees? Waaroor gaan gemeenskap met die Heilige Gees? En volgende week in Sondag, ek bid nog oor, maar ons gaan definitief kan ons oor die gawes van die Heilige Gees praat, en dan oor die werking van die Heilige Gees volgende week, as ook heel moontlik oor heiligmaking. Ek gaan nog net daaroor bid, om sekerheid te kry oor hierdie 2 onderwerpe, maar ons gaan definitief aan met ons tema, die Heilige Gees. Goed, 2 Korintiërs 13 sê, die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen. Nou kom, weet hierdie gedeelte al gehoor baie keer na diens. Die seënbede. Amen, wat het oor die gemeente gespreek is. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God. Nou hier is vir my kragtig. Ons verstaan daai, die genade van die Here Jesus Christus verstaan ons. Die liefde van God verstaan ons. Maar ek love dit wat Paulus skryf heel aan die einde aan die gemeente van Korinthe, en hy sê, mag die gemeenskap en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. En daai woordjie gemeenskap is so kragtig, so powerful. Nommer 1, ons weet dat Jesus, die volgende slide Rihanna, ons weet dat Jesus en die genade van Jesus Christus, ons verstaan genade. Ons weet wat amazing grace is. Amen. Almal is okay met genade. En dis ook 'n preek by sy eie, ons kan 'n reeks preek oor die genade van die Here. Amen. Wie sal met Quintus praat? It's all by grace. Dat jy is vir ons. Almal happy. It's all by grace, genade. En as ek net so 1 vers kan bysit, of 2 verse kan bysit, oor hierdie, Johannes 1:14, wat sê, en die woord het vlees geword, het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, die heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Sy praat van Jesus vol van genade. Efesiërs 2 vers 8 tot 10 sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof. Amen, wees saam met my, dis net deur genade wat ons gered is. Amen, niks werk uit onsself uit nie, dis net genade, sê Efesiërs. Amen, Efesiërs 2 vers 8 tot 10. So Jesus verstaan ons verstaan die werk aan die kruis, ons verstaan genade en dit wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis. So grace en die teaching van grace verstaan ons as kerk. Nommer 2, ons verstaan ook die werk wat God gedoen het.
God en die liefde van God. Wie kan my help vanaand met die mees bekendste vers in die Bybel wat gaan oor die liefde van God? Johannes 3 vers 16. Wat sê die skrif daarso? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So almal ken daai vers, almal verstaan die liefde van God, en ek gaan nou by dit stil staan so 'n bietjie verder oor die liefde van God, want dit is iets wat ons gaan leer in fellowship. Maar 2 Tessalonisense 2 vers 16 tot 17 sê, hy mag ons Here Jesus Christus self en ons God en Vader, wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. So wat leer 2 Korintiërs 13:13 sê, mag die genade van Jesus Christus en die liefde van God. Liefde van God is 'n onderwerp wat soms dalk min oor gepredik word, maar die liefde van God. So Paulus skryf ook vir Tessalonisense en hy sê daar's iets belangriks. Hy sê en 'n ewige troos en goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos, julle versterk in alle goeie woorde en werke. So dit versterk ons en vertroos ons met die wete dat God het ons lief. Amen. So hy skryf en hy eindig af met daai Korintiërs, daai vers 13:13 en sê, ek sluit af dat die genade van Jesus, wat weet dat it's all about grace. Nommer 2, die liefde van God, mag dit julle harte in hier bewaar, julle weet dat God ons lief het. En dan nommer 3 sê, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Daai woordjie gemeenskap is 'n baie bekende woord in die Grieks wat beteken koinonia. Gemeenskap beteken koinonia. En koinonia het soveel diepte in hierdie een woord ingeskryf. Ons verstaan nie dalk nie altyd die diepte en help ook vir my dat ons net vanaand, ek wil u help en u gaan my help en ek help u, dat ons hierdie woord kan verstaan. Dat wanneer ek môreoggend in my stilte tyd gaan stil sit by die Here, gaan ek op 'n ander manier gaan stil sit wanneer ek stilte tyd het. Amen. Dan gaan ek weet die Here is by my. Amen. Die Here is saam met my. En ek wil hier net hier getuienis gee. Net vanmiddag. Praat van die Heilige Gees en om 'n vriend te hê, die Heilige Gees. Net vanmiddag gaan ek en Marlyn na Visante Kraal toe. Ek bly daar naby by Visante Kraal, die nuwe shopping center. En terwyl ons uit die kar klim, ons wil gou gaan net kos kry daar by die Checkers, daai Sunday meals en ons stap en klim uit die kar uit en terwyl ek uit die kar uit klim, dis so tussen 2 karre geparkeer en ons klim uit en terwyl ek wegstap, sluit ek die kar, maar iets sê vir my net, maak seker jou kar sluit. Maak seker. En ek stap kar en ek druk en ek sê maar die kar sluit nie. Die kar wil nie sluit nie. En toe sit daai remote jamming. Wie het dit al beleef? Wie weet waarvan ek praat? Hulle iewers te jam iemand die signal en ek kan nie, Marlyn sit toe in die kar en ek het hom aan Checkers gesê, sy sê toe nee, sy gaan eerder bly, dis veilig, want al my goed is direk van kerk af, so my Bybel, al my goeders is nog net so in die kar. En sy besluit toe, sy gaan kar wag, ek skuld jou nog iets sê. Kar wag wees en sy gaan die kar oppas, amen, sy gaan daar so sit. En terwyl ek huis toe gaan, toe ek by die huis kom en ek dog tot op my batterye spap. En toe ek by die huis kom en die garage trek, sluit my kar, vanaand gesluit, geen probleem nie. So dit was letterlik die remote jamming geweest. Maar wat ek probeer sê is, die Heilige Gees help, amen. Die Heilige Gees daarom ons te help daagliks. En as ons gemeenskap met die Heilige Gees, as ons begin leer wat dit is, ek wil net nog 'n getuienis gee, nou dat ek daaraan dink, wanneer dit kom by kar, die wat nog nooit was, ek hoor die Kaap het Retanga Junction gehad, maar waar ek vandaan kom met ons Goldreef City. Nou Goldreef City, man, ons ry rides van die oggend en ons love it, adrenaline is 'n vriend van my. So ek hou van sulke dingetjies en ons is eendag by Goldreef City, seker so 5 jaar terug, en terwyl ons daar was, verloor ek my kar se sleutel. En die middag toe ons huis toe stap of kar toe moet stap, besef ek my kar sleutel is weg. Nêrens te vind en nêrens te kry nie. En op daai stadium teen 2:00 die middag moet jy weet is dit halfprys en die busse stop. Dis chaos by Goldreef City. Die mense stroom by die honderde in. Waar kry ek my kar sleutels by Goldreef City? En jy weet wat dadelik raak staan paniek jou, want hoe kom ek by die huis? Dis daar my spaarsleutels by die kluis. Hoe gaan ek huis toe gaan? En ek begin te bid en ek stap en ek sê, Here, U moet my help. Heilige Gees, U weet waar hy sleutel is. U weet hoe, U weet waar, U weet tot waar ek hom verloor het. Wil jy my nie help dat ek hy sleutel kry nie? Ek stap, hoor gou mooi, ek stap na die eerste wag toe by die ingang van Goldreef City. Tussen die skares deur.
Ek sien 'n wag staan daar. Ek sê, hallo vriend, wil jy my nie help nie? Ek het my karsleutel verloor. Ja, wat is die kanse? En hy sê vir my, hoe lyk jou karsleutel? Ek sê, 'n Toyota karsleutel en hy het 'n swart leer velletjie aan. Hy sê, ja, ek het hom opgetel, kom stap saam met my. Stap saam met my kantoor toe, kry my sleutel in 2 minute en ek is al weg. Dis die Here. Die Here stuur my na een ou toe. Eerste ou om my sleutel te gaan kry. My kar is nie gesteel nie en ek kry hom en dan gaan ons huis toe. So dis die werk en die krag van die Heilige Gees. Ons moet net leer wat dit is om 'n vriend te hê in die Heilige Gees. Halleluja. So koinonia beteken die volgende, beteken fellowship, om gemeenskap te hê. Koinonia. Ek wil net gou die Engels sê, so mooi. Dit sê, based on the Greek word koinonia, it refers to an intimate, interactive fellowship and partnership with God. Goed, en ek het dit opgebreek in 'n paar woorde wat dit beteken. Nommer 1, en die eerste woord beteken teenwoordigheid of presence. So as jy praat van koinonia, die gemeenskap van die Heilige Gees, beteken dit letterlik om in die teenwoordigheid te wees van God. Presence, teenwoordigheid. En dit beteken ons kan nou so baie, en ek wil hê dat moet in jou hart vanaand. Vanmiddag terwyl ek voorberei, dis al iets in my hart wat stuur. Mag daar 'n bewustheid wees dat wanneer ons stilte tyd in die oggende het, moenie net haastig wees nie. Spend time in God's word. Bly in die teenwoordigheid van die Here. Dis so belangrik. En die woord van die Here leer vir ons in 1 Korintiërs 3 vers 16 tot 17. En ek wil hê jy moet hierdie woorde in hierdie skrif, en ons almal ken dit, maar mag ek jou net weer herinner hieraan. Nommer 1. Eerstens Johannes 14:7 sê, omdat ons hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en julle sal wees. Met ander woorde, God, die Heilige Gees, bly nie net in my nie, maar hy's ook by my. Met ander woorde, ek is konstant in die teenwoordigheid. Kerk, I'm in constant presence of God. Dis die Here kies nie om sy teenwoordigheid iewers op 'n ark te hê nie. En ons kan baie by die ark stil staan. Sy teenwoordigheid is nie meer iewers in Israel nie. Maar die Here kies 'n liggaam en dit is my liggaam. Want die woord van die Here leer ons verder. Hy sê 1 Korintiërs 6, skryf Paulus, hy sê vir Korintiërs 1 Korintiërs 3 vers 16 tot 17. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Waar is die Gees van God? In my. Kan ek dit sê vanaand? Ek glo daar sal 'n sonde bewustheid in ons harte wees as ons weet die Heilige Gees is by my. Gaan jy dieselfde taal gebruik hè as jy weet God is by jou? Gaan jy dieselfde transaksies doen as jy weet God is by jou? Gaan ons verander? My denke moet change, want ek het God die Heilige Gees wat by my is en in my is. As ek 'n tempel, asseblief sê vir jou buurman, jy's die mooiste tempel. Sê vir hom, jy's die mooiste tempel. 1 Korintiërs 6:19, skryf hy ook, hy sê vir hulle, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is nie, wat julle van God het en dat julle nie aan julself behoort nie. Paulus sê, ons behoort nie aan onsself meer nie. Quintus behoort nie meer aan Quintus nie. Ek behoort nou aan God. Ek behoort as 'n tempel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees bly nou in my. Nie net in my nie, hy's ook by my. I'm in the presence of the Holy Spirit constantly. Dis wat teenwoordigheid beteken. So ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Kan jy nou saam met my stem dat my wandel, my handel, my taal, my daaglikse dinge gaan anders te wees as ek net 'n bewustheid hê van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Nommer 2 beteken dit fellowship, vriendskap. So koinonia beteken nie net teenwoordigheid nie, dit beteken fellowship, vriendskap of friendship. Wow, dis beautiful. Dr. Raymond is so erg en ek love it, dat hy sê, vir hom is belangrik dat ons na die tyd moet kuier as kerk. Dis koinonia, dis vriendskap, dis fellowship wat ons het met mekaar en onder mekaar. Dis so koinonia en dis so gemeenskap
wat by mekaar kom, en dit is so lekker om te sien hoe die tafels altyd by mekaar kom, en koekies onder mekaar deel. Ek het lanklaas gekry, so by the way, maar dis 'n preek vir 'n ander dag. Fellowship beteken die volgende, dit beteken eintlik as jy so mooi afbreek, fellowship is eintlik two fellows in a ship. As ons sê ons wandel in die Gees, moet ons leer om te praat met die Gees. Hoe kan ek sê, Paulus skryf, hy sê wandel in die Gees. Hoe kan ek in die Gees wandel as ek nooit met die Gees praat nie? How do I walk in the Spirit but I don't talk to the Spirit? Ek moet leer om met die Gees te praat. Ek moet leer wat dit is om te wandel. So fellowship, en daai belangrikheid, om in gesprekvoering te wees. Galasiërs het nou gesê, wandel deur die Gees, Galasiërs 5:16. Die Heilige Gees is daar vir ons, omdat ons elke dag in 'n vriendskapsverhouding met die Heilige Gees te praat. 'n Vriendskapsverhouding. Ek kan 'n vriend hê in die Heilige Gees, wat my daagliks met my praat. Ek glo wat Pastor Adrie het in die week wat verby is met die storm wat hier was. Hy sê terwyl hy werk toe ry, en het hy net gevoel asof die Gees van die Here vir hom sê, ry in die linkerbaan, moenie die regterbaan ry met die bome wat val, ry in die ander baan, skuif op. En hy het opgeskuif, en hy is daarom veilig by die werk gekom, nothing happened, maar ek dink dis die vriendskapsverhouding wat ons met die Heilige Gees moet hê. As die Gees met ons praat en ons harte praat, wie luister nog? Ken ons hom? Ken ons sy stem? Weet ons hoe hy met ons praat en hoe hy met ons kan kommunikeer? So fellowship is belangrik, vriendskapsverhouding. Ek het nie vanmôre gesê, iemand het voor die diens my gesê, oom Wessel, het my gesê, hy het hierdie gesprek hierdie week gehoor op die radio, waar die pastoor gepraat het en gesê het, dis soos 'n huwelik. 'n Huwelik kan nie hou as jy net op 'n Sondagmôre met jou huweliksmaat praat nie. En dalk is dit vir 1 uur of 2. Dan praat ek eers weer volgende Sondag. Okay, party huwelike gaan dit like, maar ek praat van nou normale huwelike. Jy het elke dag nodig om met mekaar te praat en kommunikeer. Nommer 3. Dit beteken nie net fellowship nie, maar dit beteken ook, ek love hierdie. Dit beteken, koinonia beteken gemeenskap om 'n lewe te deel. Sharing life. To share life. Met ander woorde, ek deel met die Heilige Gees. En wees saam met my. Daar's dinge wat jy met God deel, wat jy met niemand anders te deel nie. Selfs as met jou lewensmaat nie. Wat jy jou hart mee kan oopmaak, ontbloot en sê, want die Here ken ons in 'n geval. He knows me. Hy weet, hy wil hê ons moet daai vriendskapsverhouding moet hê om lewe saam te deel, hart te deel, leiding nodig. En wanneer ek troosting nodig het, I need to share life together, met die Here lewe te deel. En ek het hierdie tref my, is ek 'n goeie gasheer vir die Heilige Gees? Hoe voel hy in my teenwoordigheid? Die Engelse woord sê nog mooier. We need to host the Holy Ghost. Is ons 'n goeie host? Dis is om te kom kuier by die huis, maar ek bied niks aan om te drink nie. Ek praat nie met jou nie, ek ignoreer jou die hele tyd. Ek het geen gesprek met jou nie. My vraag is vanoggend, en ek praat myself, Koos, is die Heilige Gees in my teenwoordigheid gemaklik? Of dit waarin ek myself blootstel, is dit 'n atmosfeer waar die Heilige Gees graag welkom voel? My lewe by die huis, hoe kan ek dit sê? My gesprek langs die braaivleisvuur, is dit 'n gesprek waar die Heilige Gees welkom is? Tussen my vriende, en ek praat nie van, ons het almal vriende wat die Here dalk nie dien in sy woord. Ek sê nie dat ons moet ons lig laat skyn na buite kan. Ek is 100% reg. Maar alhoewel ek vriende het wat dalk in die wêreld is, weet hulle waar hulle met my staan as kind van God. Ek is in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. So to share life. Hoe welkom voel die Heilige Gees by my en by jou? As ek 'n goeie gasheer vir die Heilige Gees. I need to share life with the Holy Spirit. Ek love dit. Nommer 4, beteken partnership, vennootskap, partnership met die Heilige Gees. En ek wil by hierdie punt dit so, ek wil bid dat hierdie punt in ons harte sal deurdryf. Vennootskap met die Heilige Gees is van uiterse belang in die tyd waarin ons bly. Ek moet in so 'n vennootskap met die Heilige Gees wees, dat ek nie waag om geen groot besluite in my lewe te neem, sonder dat die Heilige Gees my nie gelei het nie. Hoor mooi, ek praat self van skuld maak, huis koop,
enige iets daar buitekant wat ons doen, en selfs die skuif van nuwe werke, enige iets daar buitekant, skole, dan, ons het die Heilige Gees se leiding nodig in ons daaglikse handel en ons daaglikse wandel. Die vroeë kerk, ek het dit al vir jou gegee, ek gee dit gou weer vir jou, ek gaan dit nou weer vir jou gee. Die vroeë kerk was so in 'n vennootskap gewees met die Heilige Gees. Hoor mooi wat sê daar so in Handelinge 15 vers 28, want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te lê nie as hierdie noodsaaklike dinge. So met ander woorde, hulle het die Heilige Gees en hulle het besluit. Man, hoeveel keer maak ons eie besluite? Ons maak ons eie besluite want ons voel dis reg. Amen? En ons voel dit in ons hart reg. Die Bybel sê ons hart is bedrieglik. Amen? Ons kan nie ons harte volg nie. Ons het die leiding van die Heilige Gees nodig. Ons moet hom volg. Ons moet in vennootskap staan. Elke dag, elke môre. We need to pray it through. Kom, wie kan saam met Quintus gou stem by wyse van hande opsteek? Dat die Heilige Gees jou al uit paar dinge uitgehelp het. Is al sulke mense vanmôre? Of vanaand althans, waar die Gees vir jou gehelp het, en jy weet dat die Gees van die Here nou vir jou gepraat sê, moenie verder gaan nie. Nommer 5, dit beteken intimacy, intimiteit en liefde. En dis nie intimiteit tussen man en vrou nie, dis baie dieper as dit. Dit beteken die volgende, agape liefde. Wat 'n liefde is, elke keer as jy in jou Bybel lees, in die Nuwe Testament, wanneer daar gepraat word van liefde, God se liefde vir die mens, is dit 'n geliefde. Is dit die Griekse woord agape liefde of agape liefde, hoe jy dit ook al wil uitspreek. Dis daai liefde, wat beteken die volgende? Agape is not based on emotion, returning of favors, or the attractiveness of an object. Dit het niks daarmee te doen nie. Dit is nie soos dit is 'n man en vrou nie, maar hoor mooi wat beteken hierdie liefde. Dit sê, it is an intentional, action-driven choice to seek the best for someone or someone else. Om die beste te soek vir iemand. Dis wat hy liefde is intentioneel. En God is intentioneel met hierdie, om sy liefde in ons uit te stort. En ons het vanmôre daaroor gepraat. Romeine 5 vers 5, wat sê, en sy liefde, God se liefde is in ons uitgestort, deur die Heilige Gees. Dis die werk van hom. So wanneer ons in sy teenwoordigheid is, ek love it, gaan toets gou jou Bybel, die boek van Johannes, toe Johannes van homself skryf Johannes van homself, en hy sê, die geliefde disipel, wie die Here lief het. Arrogant. Maar hy het besef dat God vir hom lief is. En hy skryf dit ook in sy briewe. Ek is die disipel wat die Here lief het. 1 of 2 of 3 keer het hy dit geskryf. Die disipel wat die Here lief het. Want hy het verstaan wat die liefde vir God is teenoor hom. Daai woordjie uitstort ook, om die liefde uit te stort is ook so mooi. Dit beteken, dit is aanhoudend word dit uitgesorteer, of uitgestort. Nou hierdie intimiteit en liefde is so mooi. Daar is dieper dinge wat ek met die Heilige Gees bespreek, en met die Here bespreek, wat ek nie met Madeleine sal bespreek nie. In my eie journey. Why? Omdat ek haar nie vertrou nie, nee. Daai intimiteit praat van trust en vertroue. Ek is oop en bloot voor die Here. Die Here, wie saam met my? Die Here ken my diepste geheime. He knows me. Alles wat ek het, dit ken hy, dit weet hy van. Die 6de enetjie wat beteken om eenheid, union, a deep spiritual connection. Dit beteken om in eenheid te wees. En dis die doel van die kerk, om eenheid te bring, dat my gees en die Heilige Gees een sal wees. Man, it's beautiful. My gees en die Heilige Gees een sal wees. Sy besluite, sy leiding, ek volg dit net. Ek wil net in sy leiding wees. Jy weet nie wat is so lekker, wanneer jy in die leiding van die Heilige Gees is, dan weet jy dinge is besig om uit te werk. Halleluja. Dan weet jy jy's in lyn. En dis die plan wat die Here vir ons het. Dis wat hy daarvan praat, om in eenheid te wees. Oneness, nie net tussen my en die Heilige Gees, maar ook in die kerk. Dis beautiful. Ons het koinonia. Tap jou vriend gou wat sit in slaap. Sê gou vir hom hallo, wakker word. Ek sien hoe sit in slaap, hy sy oë trek vir my so. Laat nag gewees. Ek love it. Maar in eenheid te wees, om in eenheid te staan. Die laaste enetjie is, ek love hierdie enetjie, kameraadskap. Kameraadskap is so mooi in Afrikaans, ek gee vir, dit beteken 'n hegte band, wederwysige vertroue en gees van samehorigheid wat tussen vriende en 'n kollega bestaan. Dit beskryf vir my die Heilige Gees se werk.
om 'n vriend te kan hê, soos die Heilige Gees, wat my meer vertel van Jesus, en wie Jesus is. So hoe gebeur hierdie gemeenskap? Ek wil gou, voor ek daarby gaan, wil ek gou net 5 verse gee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verse gee, en dan gaan ek gou met u gesels. Handelinge 8 vers 29, sê, ek wil gou wys die werk van die Heilige Gees. Die vroeë kerk, na die uitstorting van die Heilige Gees in die bofortrek, 120 by mekaar, dit was evangelies ontploffing, 3000 tot bekering gekom, toe 5000, dit het soos 'n veldbrand versprei. En die vroeë kerk, jy onthou die in die begin, in Handelinge 3, waar Petrus hulle by die tempel kom, en hulle kry die krepelman daarso. En terwyl hulle die krepele kry daarso, wat by die tempel sit en bedel, kan jy dink, hy was, ek dink vir 38 jaar daarso, of ek kan nie, nee, dit is nie hy nie. Ek dink hy was van sy geboorte af lam gewees, daai man. Maar nietemin, en Petrus sê vir hom, goud en silwer het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus, staan op en loop. Kan jy dit onthou, die verhaal? En dit is baie so interessant altyd, ek het al gesê, ek sê dit weer, dat die disippels in die vroeë kerk het niks gehad nie, behalwe Jesus in die krag van die Heilige Gees. That's all they had. Hulle het nie goud gehad nie, hulle het nie silwer gehad nie, maar hulle het die Heilige Gees se krag gehad. En hulle het in die vroeë kerk het begin beweeg, want jy kan so vorentoe kom, dankie. Die vroeë kerk het beweeg in die krag van die Heilige Gees. Geen besluit, geen niks gedoen, sonder dat die Heilige Gees sy gehelp het nie. Handelinge 8:29, toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie wa. Die Gees van die Here het vir hom gesê om te gaan. Die Gees van die Here sê vir Filippus, en ons almal ken die verhaal wat daar gebeur het met die hofdienaar. Die Gees van die Here het vir hom gesê. Kan jy nou dink hoe naby verhouding die disippels was, dat hulle die Gees van die Here se stem so gehoor het om te sê, gaan daarheen, gaan hiernatoe, gaan soontoe. Maar pastoor Quintus, hoe werk dit in die kerk vandag? As ons bietjie kan stil raak, glo ek dat die Gees van die Here tot ons harte sal spreek, om te sê, tel asseblief 'n foon op, en bel so en so. En as jy daai persoon bel, dan weet jy, daai persoon antwoord, weet jy, wow, die Here het jou gestuur om vandag hierdie persoon te bel. Wat laas as jy gelei deur die Heilige Gees? Romeine 8 vers 14. Romeine 8:14 sê, dat hulle wat deur die Gees van God gelei word kinders van God genoem. When was the last time the Holy Spirit led you? Ken ons hom werklik? Filippus, dit het met Filippus gebeur. Volgende ene keer sê, Handelinge 11:12, en die Gees het vir my gesê, dat ek saam met hulle moes gaan, sonder om te twyfel. En saam met my het ook hierdie 6 broeders gegaan, en ons het in die huis van die man ingegaan. Die Gees het vir my gesê. Die Gees het vir my gesê. The Holy Spirit. Die Gees het gesê. Die Gees het gesê ek moet dit doen. Niemand anders het die Gees het gesê. En ek vra die vraag, was die Gees van die Here net vir die vroeë kerk gewees? Nou wys. Maar was vir ons ook gewees. Volgende een sê, Handelinge 13:4, so het hulle dan deur die Heilige Gees uitgestuur, afgegaan na Seleucië, en daarvandaan weggevaar na Cyprus. Deur die Heilige Gees uitgestuur. Gees van die Here stuur uit. Volgende een sê, en hulle het, of nee, want die Heilige Gees en ons het besluit. Kan jy sien vennootskap? Ons het nou gepraat van fellowship en vennootskap. Hier is die vers. Kan jy sien die vennootskap wat daar is, dat die Heilige Gees en ons het besluit. Nou wil ek dit sê, kan jy by jouself dink, die gesprek wat daar was met die Heilige Gees en die disippels. Daar moes gesprekvoering gewees het, om dit op so 'n punt te kon bring. Gesprekvoering, fellowship. En die Heilige Gees sê, nee, moenie dit doen nie. Volgende. En hulle het deur die land Frigië en Galasië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het, om in Asië van die woord te verkondig. Die Heilige Gees het hulle verhinder. en hierdie boggle my mind, want dis 'n goeie werk. Die Heilige Gees stop hulle om die woord te gaan verkondig.
Maar hulle wil 'n goeie ding doen. They wanted to do a good thing. En ons dink baie keer ons doen goed. Maar nie alles wat goed is God nie. Hierdie ouens wou goed doen. En die Heilige Gees sê nee. Streed terug. Moenie gaan nie. Stay away. Volgende vers gaan hy aan en hy sê, toe hulle by Mesea kom, het hulle probeer om na Betanië te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. Verhouding, fellowship, vennootskap. Die Gees van die Here stop hulle om dit nie verder te voer nie. Stay away. Hy verhinder hulle. Kan ek vir julle sê, ek glo met my hele hart dat die kerk van Christus Jesus sal minder in die moeilikheid wees wanneer ons weer volg die leiding van die Heilige Gees. En ons dinge deurbid. Help my. Wanneer ons dinge deurbid in relationship, verhouding is, gaan ons minder in die moeilikheid trap. Hallo? As ek tot 'n besef kom, ek is 'n tempel van die Heilige Gees. I'm in the presence of the Holy Spirit. Hy's by my, saam met my, langs aan my. Hy's die Parakletos. Ons moet leer om te luister. Laaste vers, dink ek. Dis die laaste een. Hy sê, kyk, ek gaan nou gebind deur die Heilige Gees na Jerusalem. En watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. Gebind deur die Heilige Gees. Met ander woorde, die Heilige Gees het hom deurdring, het hom gedring om dit te gaan doen. Om daarby uit te kom. Dit is asof die Gees van die Here sê, go, jy moet gaan, jy moet daar uitkom. Dis wanneer die Gees van die Here met jou praat in jou binneste, en sê, luister, jy moet daai persoon bel, jy moet by daai persoon uitkom. Die Here druk daai persoon op jou hart. Dis asof hy jou daai werk in jou hart is constantly. Jy voel en jy weet, dis die Gees van die Here wat met jou praat. Het jy wat al so iets beleef? Die Gees van die Here wat met jou hart werk. Dis die werking van die Heilige Gees. Dis wat gemeenskap is. Dat ons in verhouding moet wees. Relationship. So hoe gebeur dit? Ek dink ons in ons oggend en ons stilte tyd moet ons leer op wat dit is om stil te sit. With all due respect, Quintus ingesluit, ek dink ons is te besig. Ons het besige lewens, help my. Ons is so program driven, so program, so kalender gedrewe. Jy wil nie my kalender sien hoe dit by Google Calendar lyk nie. Ons is so besig, so program, soveel tyd, so dat ons het verleer wat dit is. Ons is so besig deur die dag dat ons nie tyd het vir die Gees van die Here nie. Think about it. Ek is 'n host, 'n gasheer van die Heilige Gees. Hoeveel tyd spandeer ek saam met hom, in gesprek met hom? Want hy wys my na Jesus en die goedheid van die Vader. Kan ek vir u bid? Ek wil graag saam met jou bid. Dat ons in hierdie week wat kom, 'n dieper, meer intieme verhouding sal hê in ons stilte tyd. Dat ons tot 'n bewustheid sal kom. Ek wil dit vanaand sê die volgende, ek sê dit met soveel versigtigheid. En ek praat van die kerk in Breë. Daar is meer in kerk as net 'n Sondagmôre. Môre, wanneer ons by die werk is, of wanneer ons hier uitstap, moet ons gaan kerk wees. Hier is die kerk nie. Kerk is daar buitekant. Daar's mense by die werk wat nodig het om te hoor. Daar's mense daar buitekant wat nodig het die evangelie te hoor, die goeie nuus. Ons het 'n responsibility en verantwoordelikheid om dit te gaan uitdra. Die gawes van die Heilige Gees kan deur ons lewens werk. Amen. Kan ek saam met u bid? Is jy reg daarvoor? Mag ek gou, ek voel net ek moet. Ek vra nederig om verskoning. Dit 'n gedeelte wat in my hart druk. Ek wil afsluit met daai gedeelte, Konings. Almal ken die verhaal van Konings, 2 Konings 4. 2 Konings 4 is die vrou wat die weduwee vrou in die olie van die weduwee. Kan jy dit onthou?
die kruike en die oliekruike. So 'n mooi verhaal daarso. Maar hoor gou wat gebeur met haar. Ek wil net hierdie gedeelte gee, dan sluit ek af. Is jy okay? Mag ek gou? Hy sê, 'n sekere vrou, die vrou van die profete seuns, het na Elia geroep en gesê, "Die dienaar, my man is dood. En jy weet self dat die dienaar die Here gevrees het. Nou het die skuldeisers gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem." Skuldeisers kom klop by hierdie weduwee vrou se deur om te sê, ons kom jou kinders haal. You want your kids. Ons kom hulle as slawe wegvat. Nou kan jy dink wat 'n ma deurgaan. Sy kan nie skuld, die man is weg. Sy het niks in die huis behalwe olie. Sy het net olie oor. Sy het net 'n bietjie olie oor. Skuldeisers soek haar kinders. Die vyand kom staan en klop en sê, ek kom haal jou kinders. Think about this. Hy sê, toe sê Elisa vir haar, wat kan ek vir jou doen? Gee my te ken wat in jou huis is. En sy antwoord, die dienares het glad niks in die huis nie, behalwe 'n flesie met olie. Sy het net olie, dis al wat sy het. Die Heilige Gees in die Bybel verwys na olie as die Heilige Gees. Al het jy net die Heilige Gees in jou huis, God can turn little into much. Wanneer die skuldeisers kom klop om ons kinders in hierdie generasie gevange te neem, the only thing that stops them is the oil of the Holy Spirit. It's the oil of the Holy Spirit. Wat jy in jou huis oor het, maak saak. You need the oil of the Holy Spirit. Sy salwing, sy krag in ons lewens het ons nodig. Want die vyand is besig om te klop aan die deur. En al het jy net die olie oor. Sy, wat het jy oor? I've got oil. I've got oil. Ek het die Heilige Gees is op die kind. When you have the Holy Spirit, you have much. Dan jy baie oor.